Hallo daar en baie welkom by vandag se erediens. Se voorreg dat jy vandag saam met ons ook stil word met die woord van die Here. En waar jy ook al is, wil ek jou van harte sê welkom. Kan ek sommer weer vra, waar jy ook al vanaf inloer vanoggend? Stuur vir ons sommer net jou location, soos hulle sou sê. Noem dit daar in die comments. Dit is net altyd lekker om te sien van waar ook al of mense kyk. Dit is 'n merkwaardige voorreg, regtig vir my, om hiervan deel te wees, en ek seker vir jou ook om hierdie te kan deel. Kerkgenootmure het die voorreg om betrokke te wees by soveel nood in ons wêreld en ons gemeenskap, en op 'n manier neem jy ook deel hierin. Ek wil jy deel nie net in die voorreg hiervan nie, maar jy kan ook deel in die voorreg van gee, van dit waarmee ons besig is. Dit is Oktober maand, en dit is 'n tyd waarin ons juist fokus, en ek wil baie gemeentes in ons omgewing, in ons land, fokus veral op 10de maand se bydraes, maar in hierdie tyd wil ek jou van harte net bemoedig en aanmoedig om te sê, wil jy nie die Here vertrou met 'n bydrae ook vir hierdie bediening nie. Dis juist 'n tyd waarin ons kyk na die verskillende projekte en areas van fokus waarby ons betrokke is, nood wat ons aanspreek. Verlede week sou jy gesien het ons gefokus op kinders. Hierdie week, aan die ander kant van die spektrum, hierdie video is juist gemaak om iets daarvan te wys, en jy kan op jou manier ook deelneem hierin. Kyk gerus hierna. Ons seniors is 'n geliefde deel van ons gemeente, wat ons verryk met stories, geloof en wysheid. Elke maand neem meer as 280 senior volwassenes deel aan ons lekker saamkuiergeleenthede. Elke kwartaal vier ons byna 300 senior gemeentelede se verjaarsdag met 'n persoonlike oproep. En elke maand voorsien Kerk Sonder Mure etes en sorg aan 800 kwesbare bejaardes in ons wyeer gemeenskap. Jou bydrae help dat niemand vergeet of alleen hoef te voel nie. Jou gee hou generasies aan mekaar verbind. Gee jou dankoffer en beleef hoe God ons impak vermenigvuldig. Besoek ksm.co.za vir meer betaalmetodes. Wat 'n besondere manier, nee, om te kan dink dat die nood aangespreek word, maar dat die gemeenskap van gelowiges ook bedien word, soos dit hoort. Ons kyk na mekaar, maar ons kyk na die wêreld. Getuies in Jerusalem, maar ook in die uithoeke, en dit is wat ek en jy moet doen. Kom ons bid dat die Here ook vandag vanuit sy woord ons so sal inspireer, sal bemoedig, sal aanraak, dat ons ook sy wil vir ons lewens, vir ons wêreld sal hoor. Kom ons bid saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons die voorreg mag hê om vandag ook stil te word voor die woord. Daar's baie stemme in ons wêreld met baie opinies, maar die woord bly dieselfde. Daarom bid ek dat ons dit wat ons hoor kan toets teen u woord, en juist vandag ook vanuit die woord bid ek, praat met ons Here. Dalk is ons 'n gesin by mekaar, of dalk is ek ergens alleen op pad, dalk is ek 'n enkeling in 'n wêreld vol ongelowiges om my, en ek het so nodig om u stem te hoor vir my lewe. Dankie dat u woord glashelder vandag ook met ons sal praat. Doen dit asseblief, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. 'n Vriend van my het die gewoonte om wanneer hy praat oor dit waarmee hy besig is, te sê, moeilikheid is ons besigheid. En ek het nou al 'n bietjie gewonder, as jy daai moeilikheid is ons besigheid op verskillende industrieë sou toepas, dan sal dit dalk 'n bietjie verskillend klink. Nee, as jy in die veiligheidsbedryf is, sou moeilikheid is ons besigheid 'n bepaalde invalshoek hê. As jy prokureur is, sal moeilikheid is ons besigheid iets beteken. Ek dink as jy in die kleuterskoolbedryf is, sal moeilikheid is ons besigheid dalk iets anders wees. As jy hoërskoolonderwyser is, sal dit dalk anders klink.
Miskien in enige vorm van retail sal dit dalk ook maar so wees. Nee, moeilikheid is ons besigheid, want dit is waarmee ons werk. Maar die konteks waarna hy dit gebruik is kerk. En ek dink hy's reg. Want die kerk is vanaf die opstanding van Jesus Christus nog altyd betrokke en besig by die moeilikheid van hierdie wêreld. Die kerk is nog altyd bekend daarvoor dat ons nader tree, dat ons daar is. En as ons in vandag se wêreld kyk, julle, is daar baie moeilikheid. Of jy voel moeilikheid aan jou lyf, of jy ken iemand wat ergens besig is om dit te beleef. En die vraag is, hoe hanteer ons dit? Wat moet ek doen as ek weet van iemand in die moeilikheid? Wat moet ek doen wanneer ek in die moeilikheid is? As 'n gelowige, wat is dit wat ek moet doen? Moet ek maar my beste probeer? Moet ek duim in die lug probeer druk en te hoor hoe waai die wind? Of is daar beginsels waarmee ek kan werk in hierdie lewe? En as ek die vraag vra, is daar beginsels, en ons gaan dan na die Bybel kyk, dan is die logiese geïmpliseerde antwoord, natuurlik is daar. So ons gaan vandag kyk na 2 verhale van 2 manne, hulle lewensverhale en hulle benadering van moeilikheid in hulle lewe, een uit die Ou Testament uit, en een vanuit die Nuwe Testament. En dan uiteindelik gaan ons vir onsself in die toepassing vra, maar wat sê dit vir ons vandag in ons wêreld? So die eerste begin sommer daar vroeg in die Bybel, by 'n jong man van 17, met drome in sy hart. Kyk, nou dit is baie eerlik, nee, dat ons weet dat tieners het drome in hulle lewens. Kyk, 'n tiener se ouers weet niks en hulle weet alles. Vir die van julle wat nou gelag het, verstaan waarvan ek praat? Nee? Vir die van julle wat nou wil lag, sal sê ek wens, so ek het dalk iets meer geweet, nee? As wat my tiener weet. Want tieners weet net alles. Die lewe is maklik en eenvoudig en hulle drome is groot en dit moet so wees. Maar hierdie ouetjie het nie sy drome vir homself gehou nie. Hy het dit nie eers gaan deel met die wêreld nie, hy het dit gedeel met sy familie. En gewoonlik as jy jou drome met jou familie deel, dan kry jy die meeste kritiek van hulle af, nê. Vandag word net bietjie wakker. Get real, kom nou, moenie so groot, nee, wag net eers. En dit was so, want sy drome het hulle geïmpliseer, en hulle het eintlik niks van hom gehou nie, want sien, hierdie tiener het nie net te groot drome gehad nie, hy was ook die spoiled brat van die gesin. Sy pa het hom voorgetrek, want sy pa het by sy geliefde vrou, die liefde van sy lewe, Rachel, 2 seuns gehad, en hierdie was die oudste van die 2. En Josef word voorgetrek, en op 17-jarige ouderdom word hy gestuur om te gaan kyk hoe gaan dit met sy boeties. En die boeties is die ander 10, want Josef se jonger boetie is saam met hom by pa. Die se naam is Benjamin. Benjamin is gebore toe Rachel dood gegaan het. En daarom wou Jakob vir die seun van hom Benoni genoem het. Ken julle enige iemand van Benoni af? Nee, wys my jou Benoni, nee. Nou, Benoni in die Hebreeus beteken Ben-Oni, seun van my smart. So weet ek nie of dit dalk 'n connection is as jy van die Oosrand afkom. Wys my jou seun van my smart. Ek hoor net tires spin, is al wat ek hoor nou. Okay? So dis wat Ben-Oni beteken, teenoor Ben-Oni, want hy kies toe om hom nie Ben-Oni te noem nie, maar Benjamin. En Benjamin in die Hebreeus direk vertaal beteken seun van my regterhand. So Benjamin en Josef se pa Jakob het hierdie baie diep liefde vir hulle gehad. En veral dan vir sy seun Josef. Toe Josef by sy boeties aankom om te hoor hoe dit gaan met hulle, kyk toe is hulle keelvol vir hierdie groot prater met sy groot drome. En interessant genoeg hoe Josef die man van drome op 17 se lewe skielik verander in 'n absolute nagmerrie. Al die drome wat hy gehad het, speel dit uit as 'n absolute nagmerrie. Want sy eerste plek waartoe hy beweeg is na 'n baie lewensgevaarlike spasie toe, waar sy boeties hom wil doodmaak. En dan gooi hulle hom in 'n put. Nou wonder ek, daar in hierdie droë put wat hy homself in bevind, wat sou hy aan gedink het? Nice drome hierdie, nê? Lekker drome gedrome, kyk nou. Al wat ek kry is 'n put. Ek wonder wat gaan nou met my gebeur. Of het hy daar gewonder, hoe gaan dit met my pa? Wat gaan hy vir my pa sê? Wat gaan nou met my gebeur? Wat lê nou vir my voor? Wat vir my boetie? My geliefde boetie. Dis net ek en hy wat Rachel se seuns is en ma is dood, so ons het net mekaar. So wat nou? En dan kom Juda in die prentjie in. En Juda reken terwyl sy boetie Reuben weg is, hy kan 'n plan maak dat ons nie vir boetie hoef dood te maak nie. Kom ons verkoop hom.
Want hier op die handelsroete waar by ons is, hier naby, kom die Ismaelite verby. So kom ons verkoop hom en dan gaan sê ons se pa is dood. Want ons gaan dit nie oor ons hart kry om te leef met hierdie geheim dat ons boetie om die lewe gebring het nie. En dan verkoop hulle vir hom en Josef op 17-jarige ouderdom, sy eerste beweging van sy droom nadat hy in 'n put was, is na die vreemde wêreld van Egipte toe. En daar werk hy vir Potifar en dit lyk vir my Josef was nogal 'n aantreklike ouetjie geweest. Hy was dames gaaf op die oog. Hy was the bomb, hy was hot, ek weet nie wat om nog te sê nie. Meer as net handsome, nee? As jy nou gedink het boer soek 'n vrou, ek bedoel, hierdie was vrou soek een Jood, dis seker maar so, in elk geval. Maar hier's Josef in Egipte en mevrou Potifar soek vir hom, maar Josef het gelukkig pote geklap en daar gat hy. En wat agterbly is sy met sy oorjas. En sy gebruik toe sy oorjas as 'n beskuldiging teen hom. Hy word valslik beskuldig. En wat kry Josef vir sy drome? Vir sy deel daarvan en veral vir sy toewyding aan Jahwe. Want later sal Josef se boeties hoor, ek dien God. Hy is die enigste gelowige in Egipte. Hy het gedoen wat die Here van hom vra. Wat kry hy as beloning vir sy getrouheid? 'n tronkstraf. Dis wat hy kry. Hy beland in die tronk. En nou, wanneer alle moeilikheid Josef van alle kante aftref, wat doen jy wanneer die lewe onregverdig teenoor jou is? Wanneer alles verkeerd gaan, stop jy keer na binne en sê, arme ek. Ek wil nou met niemand praat nie, ek wil nou niks van niemand weet nie. Nee, Josef dien. En soos die Here Potifar se huis geseën het, so seën die Here alles wat in die tronk gebeur. En Josef begin om tot diens te wees, en omdat hy die Here volg, om tot voorbeeld te wees vir ander, en hy gebruik die wysheid om ander se drome uit te lê. Ironie daarvan is Josef het gesukkel met sy eie drome. En hier is hy besig om mense in die tronk te dien, deur hulle drome vir hulle uit te lê. En veral dan die skinker en die bakker. En ek's eerste een om te sê, ek kry hierdie twee soms, ek raak soms verward. Was dit nou die skinker of wat was die bakker? En ek het die fout gemaak in die vorige diens om te sê, dit was die bakker, maar was die skinker wat oorleef het. So vir al die bakkers hier, ek het veel slegte nuus. Want altyd van hulle drome, en uiteindelik is dit die bakker wat om die lewe gebring word, en die skinker, Josef sê vir hom, moet my nie vergeet nie. En die mense dink, wanneer die skinker uitkom, gaan hy onmiddellik vir die farao sê, van wat gebeur het en hoe hy hier gekom het, maar nee, hy vergeet vir Josef, het was eers 2 jaar later, nog verder, die mense reken 17 jaar, nadat Josef in Egipte aangekom het, verander sy lewe eers. Na 'n plek toe wat hy nooit sou verwag nie, sien God skryf sy storie. En Josef, die man wat vanuit moeilikheid die lewe nie oor hom gemaak het nie, maar uitreik na ander, kry die geleentheid om in die farao se huis te gaan dien, of in die farao se spasie te gaan dien, die farao se ryk te gaan dien, nadat hy die farao se drome uitlê. Maar Josef, sy hart was nog altyd by sy pa. Ons hoor dit. Want sien, sy boeties kom daaraan, hongersnood breek uit, en jy kan nou hierdie gaan lees, Genesis 37 en dan 39 tot 50, vir meer detail daarvan, maar sy boeties kom aan in Egipte. Dis hongersnood en hulle weet daar's kos in Egipte, so hulle kom nou bedel. Josef sien hulle raak, maar hulle herken hom nie, en hy hanteer hulle eerst as spioene, en hy gebruik dit nogal, want hy wil by sy boetie Benjamin uitkom, want natuurlik is Benjamin nou nie hier nie, want hy is papa se seentjie. En Josef is besorgd oor sy boetie. En hy bewerk 'n plan om hulle om sy boetie hier te kry. Uiteindelik onderhandel hy met hulle en hy sê, goed, ek gaan vir Simeon hier hou, julle boetie. Maar ek wil hê julle moet julle jonger boetie gaan haal. Maar nie voordat hy 2 keer vir hulle vra, want hulle sal dit sê en ons gaan dit later weer hoor. Hoe gaan dit met julle pa nie? Hoe gaan dit met julle pa nie? Wat 'n goeie vraag in vandag se tyd. Hoe gaan dit met die paas van ons lewe? Hoe gaan dit met die maas van ons lewe? Met ander woorde, hoe gaan dit met van die seniors in ons lewe en in ons wêreld wat so vereensaam het? 'n Tyd terug was ons met Kerk Sonder Mure, was een van ons projekte daar in die middestad van Pretoria. En toe dit nog oop was huis Dawid se spasie gewees waar seniors gaan bly het wat nie ander heenkome gehad het nie. En die mense wat ons daar besoek het, baie van hulle, sy storie was, my kinders het my hier afgelaai en van my vergeet. So die vraag, hoe gaan dit met pa, was so relevant ook vir hulle gewees. Hoe gaan dit met ma?
En dit is 'n vraag wat ons vandag moet oor wonder en dink. Hoe gaan dit met die mense, weet die seniors van ons wêreld? En het ons 'n bewustheid van hulle eensaamheid, van hulle swaar kry, van hulle vasbyt? Nee? En hier, wanneer Josef se boeties voor hom verskyn, dan vra hy juist presies dit vir hulle. Hoe gaan dit met julle pa? So hy beraam 'n plan en hulle moet nou vir Benjamin gaan haal. En uiteindelik wanneer Benjamin terugkom, dan is daar hierdie oomblik in Josef se lewe. Daar's 2 keer wat hy huil, maar veral toe hy vir Benjamin sien, het dit hom so diep geraak dat hy eenkant gegaan het. En nadat die wisselwerking gebeur het, beraam hy 'n plan want hy wil vir Benjamin hier hou. En dan, jy sal dit gaan lees rondom 'n beker. Dan, wanneer hy vir Benjamin nie wil hou, tree Juda tot die storie. En Juda sê, ons kan nie hierdie aan my pa doen nie. Benjamin moet terug, ek sal liewer agterbly. Behandel my as jou slaaf, asseblief. Ek het my pa beloof dat Benjamin sal terugkom. Want sien, eintlik moes Juda dit ook vir Josef gedoen het. Maar Juda kry nou sy kans. En op daai oomblik is Josef net so diep geraak, hy kan nie anders as om vir hulle te sê, ek is Josef nie, hoe gaan dit met pa? Leef hy nog? En uiteindelik kom Jakob aan in Egipte. En kan Josef sy pa versorg? Kan Josef hierdie boetie, hierdie seun van my regterhand by hom hou? God skryf sy storie. En nadat Jakob oorlede is en Josef hom gaan begrawe het en hulle teruggekeer het, is daar hierdie gevolg van hoe Josef na sy eie lewe geleer kyk het. Ek lees vir jou graag Genesis 50 vers 19. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Wat leer Josef ons oor moeilikheid? Wanneer ek en jy moeilikheid tref, as jy die fokus op jouself gaan maak en op jouself gaan plaas en dit oor jou gaan maak, gaan jy nie daar uitkom nie. Dis wanneer ek en jy vra oor van waarom en hoekom. En hoe kan 'n goeie God hierdie moeilikheid wat nou my realiteit is, hoe kan hy dit toelaat ensovoorts. Ek sien by Josef 'n ander perspektief. Sy vraag is nie waarom nie, sy vraag is wat nou. Want dit kry jou uit hierdie posisie van donker en seer en onsekerheid. Nou, hoe kan ek 'n verskil vir jou maak? Want dit bly die perspektief wat jou en my altyd uit dit uit sal kry, wat momentum skep. Hoe kan ek hierdie nou gebruik, hierdie wat my nou tref, hoe kan ek dit gebruik in diens van ander? Hoe kan ek dit gebruik om daar te wees vir ander? Wat gaan gebeur as ek deur hierdie toets kom aan die ander kant en ek vir iemand anders dan iets kan beteken? Wat het ek geleer? Wat het ek ontdek? Wat se toerusting het ek om beter tot diens van ander te wees? Want dan het jy 'n totale ander kyk na moeilikheid. In die Nuwe Testament is daar 'n man wat uit die stam Benjamin gebore word. In Tarsus is hy gebore, 'n egte Hebreër. Hy sê dat daar's niemand in sy vergelyke nie. As dit gaan oor sy toewyding, is hy nie beter as hy nie. Kyk, dis ook 'n ouetjie van absolute voorspoed en voordeel. Die voorheen bevoorregtes sou jy hom ook kan noem. Want hy was regtig bevoorreg gewees. By die beste skool gewees, beste lering gehad, onder die wonderlikste leermeesters kon leer, en hy was 'n man van gesag, want sy naam was Saulus. En hy het briewe gekry van gesag, om die gelowige Christene in Damaskus leed aan te gaan doen. En dan loop hy in die opgestane Christus vas, wanneer Jesus aan hom verskyn. En toe Jesus aan Saulus verskyn, en hy 3 dae later besef wat met hom gebeur het, en sy oë oopgaan nadat Ananias vir hom gebid het, dan gebeur iets merkwaardig in Paulus se lewe. Sy lewe verander net soos Josef se, onherroepelik, onmiddellik. En die gevolge van sy geloof in Jesus as die Messias, beteken net soos in Josef se geval vir hom, moeilikheid. En hy eindig 'n paar keer in die tronk.
Sy lewe tref allerhande moeilikheid. As jy 2 Korintiërs 1 gaan lees, dan gaan hy vir jou sê, hoorie, daar het soveel moeilikheid ons getref. Selfs op 'n stadium met ons die droom en die hoop om te bly lewe, ons het dit laat vaar. En dan sê hy, maar God het ons deur alle moeilikheid bemoedig, sodat ons julle kan bemoedig. Sien, Paulus se siening van sy eie moeilikheid was elke keer, hoe kan ek vanuit dit vir jou tot waarde wees? En ons sien, wanneer Paulus vanuit die tronk vir die gemeente in Filippi skryf, dan skryf hy dit in Filippense 1 die volgende. Hy sê, ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan en met vrugbare arbeid. Wat moet ek kies? Weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. So vanuit die tronk is Paulus se siening oor sy eie lewe nie, ag arme ek wens ek kan in die hemel wees nie. Dis nie 'n passiewe gaan terugsit en kry myself jammer en trek die kombers oor my kop en vergeet net van alles nie. Dis ek het nog 'n geleentheid. Dis 'n Kolossense 4 vers 5b deel. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Die ou vertaling koop die tyd uit. Dis hoe kan ek nou 'n verskil maak in ander se lewe? En daai dryf van ek het vandag, ek kan vandag 'n verskil maak, het Paulus se hele lewe gekleed. Dis waarvoor hy geken is. Hulle sê jy kan sê wat jy dink, maar jy doen wat jy glo. Paulus het gedoen wat hy glo. Hy skryf dikwels uit die gevangenskap uit. Hy sê, elke keer as ek aan julle dink, dan dank ek my God. So net soos Josef was Paulus se gedagtes nie gevange in die tronk nie, nie gevange in sy situasie nie. Maar dit was groter as. Dit was 'n dink aan die gemeentes, dink aan die gelowiges, dink aan ander. En toe word Paulus vir 'n laaste keer gevange geneem. Dis die tyd toe die vervolging intens uitgebreek het, toe Nero op sy hoogtepunt was, en Paulus word Rome toegeneem. En daar in Rome, in gevangenskap, hoor hy dat die tyd van sy dood is naby. En toe skryf hy sy laaste brief. Dis die mooiste, intensste, mees persoonlikste brief uit die hand van Paulus. En dis 'n brief aan sy geloofsvriend Timoteus. En in 2 Timoteus gaan ek en jy sien, hoe hy vir Timoteus sê, die gees wat die Here vir ons gegee het, vul ons nie met vrees nie, maar met liefde, krag en selfbeheersing. In hoofstuk 2 sê hy vir hom, Timoteus, jy moet volhard, jy moet vasbyt, jy moet wees soos 'n atleet, jy moet wees soos 'n boer, jy moet wees soos 'n arbeider, jy moet vasbyt, jy moet jou beste doen, jy moet hard werk, jy moet 'n soldaat wees. Hoofstuk 3, jy moet vashou aan die woord, jy moet jou beste doen om die woord te verkondig. En dan hier in hoofstuk 4, aan die einde, hoor jy Paulus se hart, sy begeerte as moeilikheid omtref, en dit help jou en my, wanneer dit ons plek is om in daai moeilikheid te wees. Wat om te doen? En hy noem vir hom 4 goed, 2 Timoteus 4, hy sê, vers 9, hy sê vir hom, probeer so gou as moontlik na my toe kom. Vers 11, net Lukas is by my, gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan vir my tot groot diens wees. Vers 13, as jy kom, moet jy jou my reismantel saambring, wat ek by Carpus en Troas sal bly het. En ook die boeke, vir al die perkamente. En dan vers 21, doen jou bes om voor die winter te kom. Paulus weet, sy dood is voor die deur. Hy is in die doodsnikke, en hy noem vir Timoteus 4 goed. Die eerste belangrike, en ons sien dit so as vir die van julle wat onlangs Afrikaans geskryf het, en dalk nou binnekort gaan moet skryf, en vir die van ons wat lang terug geskryf het, onthou jy wat beteken inclusio? Inclusio is omarming, né? So omarmde rym is baie keer inclusio, so waarmee jy begin en waarmee jy eindig, sê vir jou, hierdie is my fokus, maar hierdie 2 dele, die inclusio sê, Timoteus, ek soek vir jou, en ek soek jou dringend, en ek soek jou voor die winter, en ek soek jou by my. So die eerste belangrike ding wat ek en jy moet weet in moeilikheid van hierdie lewe, is dit is jou teenwoordigheid, nie jou woorde, of enige iets anders, nie jou WhatsApps nie, maar jou teenwoordigheid in mense se lewe wat eers te tel. Your presence is your greatest gift you can give someone. So gaan daag op,
gaan wees net daar, wees teenwoordig, want jou lyf tel, jou oë, jou aandag tel. Die tweede wat ons sien by Paulus is, dit is nie net Timoteus nie, hy sê gaan haal vir Markus. Sien, Paulus is op 'n plek in sy lewe waar hy besef, hierdie is die laaste oomblikke. En hy wil vir Markus aanvuur, want Markus sou net na Paulus se dood die evangelie skryf, die kortste vinnigste evangelie, die blitskrieg evangelie, wat sou lei tot Matteus en Lukas se evangelies. En Markus hoor by Paulus, die teologie, hy hoor by Petrus, die evangelie, die storie, en dan sit hy dit saam in sy verskillike, intense, vinnige, hastige, belangrike evangelie. Opskrif, stuur dit die wêreld in. So bring van Markus. So die saam met gelowiges wees is so belangrik. As ek en jy moeilikheid tref, is een van die eerste dinge wat ons van nature doen, veral vanuit ons trots, is ons vereensaam. Ons breek kontak, ons praat nie met ander nie, ons reik nie uit nie. En jou vereensaming maak jou lyding soveel meer. Daarom nie net die een persoon nie, maar die meer, die saam. So Markus, Lukas en Timoteus, daar by Paulus toe hy dit die nodigste gehad het. Die derde ding wat ek by Paulus sien is, bring my reismantel. En die reismantel sou sy direkte behoefte aanspreek, want waarskynlik het hulle hom gevange geneem, en toe het hy sy reismantel in die proses laat agterbly. En nou kom die winter, en vir Paulus om te oorleef, het hy by wyse van spreke 'n warm baadjie nodig, om te kan oorleef. So wat doen ek en jy in mense se nood? Ons spreek hulle fisiese nood aan. So vir sommige kan dit beteken, kan ek vir jou die skorrelgoed gaan was? Kan ek vir jou gaan inkopies doen? Kan ek vir jou die kinders rondry? Want wanneer nood mense tref, dan maak hulle vermoë om kognitiewe besluite te neem, word van hulle ontneem. Hulle weet nie wat om te besluit nie, want alles is waasrig. Die wêreld is skielik 'n verskriklike, onveilige, onrealistiese plek. Niks maak sin nie. Daarom kan ek en jy deur tasbare fisiese dinge te doen, die lewe vir mense 'n bietjie meer draaglik maak, deur hulle fisiese nood aan te spreek. En dis wat die liggaam van Christus so mooi maak. Mense wat uitreik, kos bring, daar is. En die vierde ding wat ek by Paulus sien is, bring my perkamente. In vandag se taal, bring die Bybel. Ek en jy het so nodig om die Bybel te hê wanneer nood kom. Want Hebreërs 2 en Hebreërs 4 sê, ons het 'n leidsman wat soveel medelee het vir ons, wanneer ons deur moeilikheid gaan, want hy self beproef, het self gelei. So as ek en jy vandag met Paulus en met Josef om 'n tafel sou sit, en ons vra vir Josef, so hoe was dit toe jy geantwoord het, hoe gaan dit met julle pa? Hoe was die antwoord wat jy gekry het? En Paulus, by jou, wat sê jy vir ons sê? Hy sal sê, nee, het julle my Romeine 8 gelees? Wat bedoel jy? Hy sê, daarin spreek ek God aan as Abba, as Vader. Sien Josef, die vraag is nie, hoe gaan dit met pa nie? Die vraag is eintlik, Vader, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met u wêreld, Vader? As ons vandag se vra, hoe gaan dit, pa? En ons kyk na ons wêreld, wat sal ons hoor? As ek en jy net die Here se perspektief op ons wêreld sou neem, kom ons trek 'n 25 km radius om die plek waar ons woon, en ons kyk daarna, en ons vra vandag, hoe gaan dit, pa? Wat sal ons Vader oor sy wêreld sê? Moeilikheid. Moeilikheid. Mense is in die moeilikheid. Maar moeilikheid is ons besigheid. Moeilikheid is ons geleentheid. Moeilikheid is die katalysator wat die kerk aan die beweeg bring. So onthou daarom 3 baie belangrike dinge rondom God se wêreld. Eerste belangrike, in nood. Kom ek en jy wees daar. Kom ons staan nie op 'n afstand nie. Kom ons staan nie afsydig nie. Kom ons sien mense raak. Dit wat mense, en ek wil, daar's baie gesprekke om te kan hê oor mense wat by straathoeke staan. Maar dit wat ek en jy kan weet van mense in werklike nood, hulle wil net raak gesien word. Ek en jy wil raak gesien word. Iemand wat jou in die oë kyk en vir jou sê, hoe gaan dit? Hoeveel te meer nie mense wat skaam en afkyk nie in hulle lewe nie.
So wees daar, jou teenwoordigheid tel verskriklik baie. Jy sal nie eers besef hoeveel, totdat jy die moeite doen om weer die tyd te gee daarvoor. Die tweede belangrike, wees saam. Wees saam. Saam met ander. En soms het jy nodig om uit te roep, sodat mense jou hoor, maar saam met ander, nie eensaam nie. Wees daar, wees saam met ander. En die derde belangrike, in nood, onthou die evangelie. En nou wil ek jou neem na die twee karakters wat ons gelees het van vandag. So Josef se boetie was Juda. En Juda het op 'n plek ingekom waar hy sê, hy wil instaan vir sy boetie Benjamin, né? Weet jy dat Openbaring vertel vir ons dat daar 'n leeu oor die stam van Juda is? Daai leeu is 'n lam. En hoekom is hy 'n lam? Want hy het die plek ingeneem van sy broers, ek en jy. Hy het die plek ingeneem en die prys betaal. Sien, die leeu oor die stam van Juda het die offerprys betaal vir ons vrylating uit gevangenis, vir ons redding, sodat ons vir ewig deel kan wees van die familie, van die vaderhuis. Want hoe gaan dit, Vader? Die leeu oor die stam van Juda het die prys betaal, sodat ons hier kan wees. En Benjamin? Wat beteken Benjamin? O ja, seun van my regterhand. Wat het gebeur met Jesus na sy hemelvaart? Hy het plek ingeneem aan die regterkant van die Vader. En weet jy wat sê Romeine 8, waarmee is hy besig nou? Hy pleit vir ons. So selfs in die hemel is Jesus se gedagtes by jou en my. So hy is die leeu uit die stam van Juda. Maar hy is die een wat steeds besig is om in te tree. So wanneer ek en jy in moeilikheid is, kom ons onthou wie hy is. Kom ons onthou waarmee ons besig moet wees. Kom ons onthou hierdie 4 baie belangrike punte. Dat ek mense om my nodig het. Dat ek deel is van 'n groter groep. Dat my fisiese nood tel en dat ek dit moet noem en dat ek die woord nodig het. Maar die volle evangelie, want as ons na ons wêreld kyk en ons sê dis in die moeilikheid, het ek en jy die beste geleentheid, want as die evangelie regtig die beste nuus ooit is. As God se manier van floreer regtig sigbaar is vanuit sy woord en ons dit glo, dan het ons alle rede om nie stil te sit nie. Selfs in jou eie moeilikheid kan jy nog 'n verskil in iemand anders se lewe maak. As ek en jy die Bybelse perspektief het. Rick Warren het in sy bekende boek Purpose Driven Life, heel eerste hoofstuk, heel eerste sinnetjie, skryf hy, life, it's not about you. So wat as ons so leef? Die lewe gaan nie oor my nie. Daarom is die vraag, hoe gaan dit, Pa? Hoe voel jy hart oor die wêreld, Pa? Wat moet ek doen, Vader? Hoe kan ek deelneem aan u werk, Vader? Want die lewe wat oor u gaan en u verheerliking gaan, is die lewe op sy beste. En daarop kan ons nie uitmis nie. So vandag, as jy in die moeilikheid is, onthou wie die Here is wat ons dien. Onthou die Here van die kruis. Onthou die Here wat ingetree het vir jou en my vergifnis. Onthou dat ons 'n geloofsgemeenskap het waarvan ons kan deel wees en waarna toe ek kan uitreik as ek in nood is. As ek en jy sê, Here, ons volg u, dan sê Jesus gaan wees sout en lig. Gaan wees agente van verandering in hierdie wêreld. En gaan deel met hulle die liefde van 'n Vader wat hulle so lief het dat hy sy seun gegee het vir die totale herstel. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Hy is die seun aan die regterhand. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het u so nodig. So nodig om dat ons op ons eie hierdie nie reg kry nie. Ons sukkel. Ons probeer op ons eie om uit moeilikheid uit te kom en ons skep meer moeilikheid. Ons kry nie momentum nie. Ander kere gaan ons by moeilikheid verby en ons kyk liewer weg, want dit is makliker om apaties te wees as om betrokke te wees. En dan mis ons geleenthede. En dan is ons spyt daaroor, want ons kry dit nooit weer terug nie. Soms is dit so, Here, dat die moeilikheid van ons wêreld ons oorweldig, en in plaas daarvan om dit te sien as 'n geleentheid om goeie nuus te bring, is dit eerder 'n probleem om te vermy. So dankie dat u ons nie vermy het nie. So dankie dat u nie by ons verby gekyk het nie. Maar dat u deel kon word het van die gemors van hierdie wêreld en herstel gebring het.
Toe ek sê dit is klaar, beteken die offerprys is volledig betaal. Daar is totale vryheid. Ons kan terugkeer na die Vaderhuis toe. Here, ek weet dit, moeilikheid is swaar. Dit maak seer en dit maak baie verwarring en klomp vrae los. Maar Jesus, U het gesê, in hierdie wêreld sal ons dit moeilik hê, maar hou moed, julle gaan die wêreld oorwin, want ek het die wêreld oorwin. U sê ons is meer as oorwinnaars, deur die wat vir ons lief het. So bid ek daarom, Here, dat U ons vandag sal uitstuur na 'n wêreld vol nood, om vir die ooms en die tannies te gaan vra, hoe gaan dit met pa? Hoe gaan dit met ma? Om vir mense in nood te herinner, die Here ken jou, hy weet van jou. En om self ook hand op te steek, as ons in die moeilikheid is, sodat ons nie eensaam sal wees nie. Dat ons aan die woord sal vashou, en die beste nie sal deel. Dankie Here, dankie vir U hart, vir ons wêreld. Maar hoor dit as ons sing vandag, Here, ek het U nodig. En dankie dat wanneer ons dit sing, wanneer ons dit uiter, dan hoor ons U antwoord, ek is hier. Amen.